vaste fundamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toe vertrou. Die koning van die hemel, hy skep deur woord en gees, verloren is op aarde, dat hou sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam, een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood, die beker, hy gee die heilige doop, om hulle te verseker, ek het jou duur gekoop. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy is. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy is. Ja, hy is God. O Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet. Al pynig ons die smarte, al martel ons die leed. Die kruis van ons verlossing, sluit vergesigte oop, in 'n verwarde wêreld, bring dit weer vaste hoop. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy is. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy is. Hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy is. Ja, hy lê die steen, hy is die rots, sy fundament is vas. Hy is God, o ja, hy is. Hy is God. Vriende in Christus, familie van Laagveld Gemeente, hartlik welkom by vandag se erediens. Ons is bly jy is met ons is bly jy het ingeskakel. Vandag se diens die 21ste Junie 2020 Sondag. Vandag gaan ons kyk na Jesus se bemoedigende en opbouende woorde aan sy disippels voor hulle uitstuur op 'n sendingsreistog en hierdie evangelie wat hulle moet gaan uitdra, die boodskap wat hulle moet gaan uitdra, is soos hierdie kersse wat ek aangesteek het. Dit begin met 'n klein vlammetjie en dit is ontsettend aansteeklik wanneer jy die boodskap van God besef en begryp, dan brand dit in jou en jy gaan dra dit verder uit. So dit was net 'n simboliek van hoe hierdie evangelie boodskap van Jesus Christus in die wêreld uitgaan en aansteeklik is. Maar ek wil eers groet as foto met die woorde, 'n bekende vers, die middelvers van die Bybel, Psalm 118 vers 8 en 9 wil ek hiermee groet vandag. Hierdie Psalm sê vir ons, dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. En vers 9, dit is beter om by die Here te skuil
as om op edeles te vertrou. Nou hierdie vers sê vir ons, dis die beste om ons vertroue te plaas in die ewige God, ons Here. Dit sê nie dis verkeerd om op mense te vertrou nie, mens kan op mense vertrou, maar ons grootste vertroue moet in ons God wees. Want sy trou het geen einde nie. Nou, waar plaas u grootste vertroue in hierdie lewe? Jou meeste vertroue? Waar belê jy dit? By mense, by gesagsvolle mense, by edeles, by prinse? Belê jy jou grootste vertroue in aardse goed? Of belê jy jou grootste vertroue, plaas jy dit in die lewende God, jou skepper, ons Here? Want hy wil hê ons moet hom vertrou en hom volg. Vandag se woord uit Psalm 118 bemoedig ons om ons vertroue in die Here, ons God, te plaas. Dit is die beste, want hy bly getrou en hy weet ook wat die beste vir ons is. En ons is deel van sy groter plan. So hierdie twee verse van Psalm 118 sê vir ons, dit gee vir ons advies om ons vertroue in die beste plek te belê, om ons vertroue in die Here te plaas. En die Hebreëus gebruik hierdie twee woorde om dit vir ons te sê. Mede-Christen gelowiges, dit is met hierdie woorde waarmee ek u wil groet vandag. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle. Hier vanuit Ramatula's Kloof, vir julle in Magubas Kloof, Mbajajis Kloof, Politsi, Moketsi, waar jy ook al is, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, wat ons sien en ons seën en ons toelaat om vrae te vra, en genade en vrede van Jesus Christus, die Seun, wat eerste waarlik opgestaan het, en genade en vrede vir julle van die Heilige Gees, wat ons help, van ons vrae om antwoorde te vind, en wat ons lei in hierdie lewe op die regte pad. Genade en vrede vir julle, daar waar jy is. Amen. Kom ons sing saam hierdie mooi Psalm 111, laat ons met ontzag hom noem. Ons teks vandag is vanuit die eerste boek in die Nuwe Testament, Matteus hoofstuk 10, vers 24 tot vers 33. En ons boodskap vandag is: vrees nie aardse dinge nie, vrees net die ewige God en leef met hom in verbondenheid. Hierdie is wat Jesus vir sy disippels sê, dit beteken hy sê dit vir ons ook. Hy sê vir ons: vrees nie aardse dinge nie, vrees net die ewige God en leef met hom in verbondenheid. Nou, vandag is die derde Sondag van die 15 Sondae in Koninkrykstyd. Koninkrykstyd word daar gevra watter implikasies die belydenis wat ons bely dat Jesus die Christus die Here is vir ons daaglikse lewens inhou. En heel gepas word daar gedurende hierdie tydperk op Jesus se woorde aan sy disippels gefokus wat ons ook help opgroei tot beter disippels van Jesus.
Alhoewel hierdie woorde binne spesifieke konteks gesê is in die eerste eeu, ekho dit deur die eeue en spreek ook vandag tot ons, waar Jesus in ons eie tyd gestalte aan die Christusboodskap gee. Met die lees van hierdie tekste word ons ook, soos die eerste eeu disippels, geroep, gevorm en gestuur, wetende dat God vir ons sal sorg en dat die lewende Jesus Christus saam met ons wandel. Voor ons die teks saam lees, kom ons sing saam hierdie volgende lied. Ek lees vir vanuit die 1983 Afrikaanse vertaling en in hakkies weer sien jy die woorde in die ou vertaling om beter betekenis te gee aan die teks. Matteus 10 vers 24 tot 33. Begin by vers 24. 'n Leerling is nie hoër as sy leermeester en 'n slaaf, 'n dienskneg, nie hoër as sy eienaar, sy heer nie. 'n Leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester, en 'n slaaf as dit met hom gaan, soos met sy eienaar. As hulle die hoof van die huis die skeldnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met baie erger name uitskel nie. Moet dus nie vir mense bang wees nie, vrees hulle dan nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim, verborge, wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, vertel. En wat in julle oor gefluister word, wat julle in die oor hoor, moet julle van die dakke af uitbasuin, verkondig. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Vers 29. Is 2 mossies nie vir 1 sent 'n stywer te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie, wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Die ou vertaling sê dit so mooi, die wat vir Jesus bely, sal Jesus ook vir ons bely voor die Vader. En dan vers 33, maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Tot sover. Vriende, ons het laasweek gesien hoe Jesus die skare en die mense in die klein dorpies gesien het en as gevolg van sy liefde vir die mense het hulle innig jammer gekry, want hy het gesê hulle is so skape wie se herder hulle verlaat het. Mense wat uitgebuit is deur die godsdienstige leiers van die tyd. So het hulle innig jammer gekry en hy het gesê die mense in die klein dorpies is soos 'n oes wat ryp is om afgehaal te word. Die tyd is reg en daarom stuur hy sy disippels uit om die goeie nuus van die koninkryk van God en die nuwe verbond van Jesus Christus en die Messias wat gekom het vir hulle te gaan verkondig. Nou, Jesus leer sy disippels in vandag se teks en hy bemoedig hulle verder
voor hy hulle uitstuur na die dorpies toe. 2-2, sodat die Jesus boodskap vinniger en wyer verkondig kan word deur hulle. Nou waaroor praat Jesus met sy disippels? Watter opdragte gee hy? Watter temas spreek hy aan wanneer hy met sy disippels praat voor hy hulle 2-2 in verskillende rigtings uitstuur? Watter temas praat hy? Watter opdragte gee hy? Soos ons vandag se teks sien, daar's so baie wat hy vir hulle sê en dis ook deel van 'n groter teks, maar daar's 2 punte wat ek wil aanraak wat Jesus vir sy mense sê, wat Jesus vir ons ook vandag sê. En al 2 punte vandag begin met 'n V. Dit staan nie vir vroue vereniging of veelsidige vleuel of vleklose vyeboom nie. Vandag se 2 punte is vrees en verbondenheid. Jesus spreek vandag vrees aan en hy spreek verbondenheid aan. Kom ons kyk hierna. Vrees. Nou vriende, daar's al so baie boeke geskryf oor vrees en dit is iets wat baie mense se lewe beheer. Daar's ook 'n goeie deel van vrees wat ons gaan sien in vandag se teks, maar ons kyk vandag net vinnig na die tema van vrees. En voor ons weer kyk wat die teks vandag sê oor vrees, wil ek u vra, waarvoor is u bang? Dink by jouself, indien jy nou op 'n papier moet neerskryf 1, 2 of selfs 3 dinge, waarvoor is u bang vandag in 2020? Ek dink 'n mens kan 'n lys maak van oor 1000 goed en daar is baie wat ons vrees, veral in hierdie onsekere tyd. Baie aardse tydelike goed wat ons vrees, maak ons angsbevange. Dis menslik, dis natuurlik om angsbevange te raak oor dinge wat jy vrees. En hierdie goed dra toe tot onnodige spanning en dit neem al ons vreugde en lewe weg van ons. Dit laat ons die mooi in die lewe miskyk as ons lewe deur vrees beheers word. Maar Jesus spreek hierdie vrees vandag aan. Vrees vir mense, vrees vir aardse gevaar. Hy sê die ergste wat aardse vrees kan doen, mense, vyande, slange, haie, spinnekoppe, skorpioene, krokodille, die ergste wat aardse dinge wat lei tot vrees kan doen aan mense, is om jou lewe te neem. Maar Jesus sê in vandag se teks, God het meer mag as net oor ons aardse lewe. Hy het ook mag oor die lewe hierna. Daarom moet ons werklik net vir God vrees, want hy het ewige invloed oor ons lewe hier en oor ons siel se bestemming. Onthou die gebod in die Bybel wat die heel meeste voorkom. Van Genesis tot Openbaring, 365 keer sê die Bybel vir ons hierdie gebod. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie. En dit gaan gepaard met die feit dat die beste goed wat God vir ons beplan het, is aan die ander kant van vrees. As jy jou vrees oorkom, dan sien jy en jy leef in die goeie goed wat God vir jou beplan het. So in hierdie lewe word ons uitgedaag om ons aardse vrese te oorkom. Dit is deel van wat dit beteken om te lewe, om oor hierdie hekkies van vrees te spring en nie dat dit jou terughou nie. Jesus hou met hierdie verse wat ons vandag gelees het, die donker toekoms aan sy disippels voor, nie om hulle verder bevrees te maak nie, maar om hulle te waarsku en te versterk. Die disippels het die groot taak gekry om dit wat verborge is, die heerskappy van God, bekend te maak, en selfs in bedreiging moet hulle voortgaan met die prediking wat Jesus vir hulle geleer het. Daarom, vandag se teks, 3 van die verse, begin met die woorde, vrees nie, moenie bang wees nie. Ja, vandag se teks sê weer vir ons 3 keer, moet nie vrees nie. Die eerste keer waar ons dit raak lees is in vers 26, wat sê, moeders nie vir mense bang wees nie, vrees hulle dan nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim, niks verborge, wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, dit moet julle vertel. En wat in julle oor gefluister word, dit wat julle in die oor hoor, moet julle van die dakke af uitbasuin. Dit moet julle verkondig. Jesus sê ons moenie mense vrees nie, want God sien en hoor alles. God is alomteenwoordig, daar is nie 'n geheim wat mens kan wegsteek van God nie, en sy disippels
wat uitgestuur word, moet nou getuig van God se wonders. Hulle moet 'n luidspreker wees van wat Jesus vir hulle geleer het in hul klein groep. Hierdie waarheid moet nou in die openbaar tussen die skare mense geleer word. Dit moet in die daglig geleer word en dit moet verkondig word vanaf dakke, sodat almal kan weet wie die Here is en wat hy gedoen het en die goeie nuus van Jesus Christus ook kan hoor, verstaan, begryp en uitleef. En die tweede vers wat vir ons vandag sê, moenie vrees nie, is vers 28. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Jesus sê die Vader alleen, die gewer van die lewe, moet werklik gevrees word en nie die bedreiging van mense nie. Ons moet God alleen vrees en baie seker maak om nie aan die verkeerde kant van die oordeel van God te val wanneer hy as regter optree nie. Nou die hel word hier gebruik in Jesus se taal as 'n plek van straf. En hy sê net God is die regter oor ons siel. En net hy kan die uitspraak lewer. Nou Jesus praat gereeld van hierdie regterbeeld van God, soos ons ook vroeër in Matteus lees in hoofstuk 5 vers 22. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat vir sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. So Jesus praat van ons lewe, hoe ons leef, God oordeel, ons moet reg leef. Die goeie nuus is dat as ons glo in Christus, neem hy ons sonde weg. Dis die goeie nuus. Maar Jesus praat van God is 'n regter en ons lewe moet ons eendag voor God staan en hy gaan sê watter kant van die oordeel ons val. Indien jy die Grieks wil kyk van hierdie teks, kan jy aan die einde van hierdie boodskap gaan kyk na die woorde. Dit is ook altyd interessant om na die oorspronklike taal te gaan kyk. Nou onthou, ons teks vandag, Matteus 10, sê Jesus hierdie woorde vir sy disippels voordat hy hulle uitstuur vir 'n sendingsreis. Jesus sending is 'n besonderse aksie. Dit getuig van ontdekking, verkondiging en viering van God se trou in ons sekere lewe. Een voet na die volgende in vertroue, een dag na die volgende in gehoorsaamheid. Jesus sê vir sy disippels, hulle hoef nie bang te wees vir die vreemde pad wat voor hulle is nie, want God het die heel grootste gesag. En as jy in diens van God is, moet jy nie vir mense vrees nie. En hy sorg vir sy mense wat baie werd is vir hom. Ons, disippels van Jesus, het baie waarde vir God. Hy sê dit vir ons as die derde rede om nie te vrees nie. In vers 29 sê Jesus, is 2 mossies nie vir 1 sent 'n stywer te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Vers 30, van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Vers 31, moet dan nie bang wees nie, wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Jesus sê, die Vader is nie net van 'n afstand betrokke nie, hy is ten nouste betrokke by sy kinders, hy ken selfs die fynste besonderhede, daarom moet ons nie onnodig vrees nie, want God sê ons is baie werd vir hom. En ons het ook vir dekades lank 'n wonderlike herinnering van hierdie belofte van sorg gehad in ons eie land, Suid-Afrika, met ons muntstukke. Eers met die halfsent en daarna met die 1 sent wat hierdie 2 mossies op het, wat verwys na die woorde waarvan Jesus praat hier in Matteus 10. Jesus sê, julle gelowiges, sy volgelinge, disippels van Jesus, is meer werd as baie mossies. So hierdie sens sê, dit praat van ons waarde. Dit sê hoeveel ons is baie werd vir God. So ons moet weet, ons is nie niks werd nie, ons is baie werd vir God en daarom moet ons nie vrees nie. En as God self vir die klein mossies sorg, hoeveel te meer sal hy nie ook vir jou sorg nie, vir jou omgee, vir jou beskerm nie. Hierdie teks vandag, vir al die tweede en derde rede om nie mense te vrees nie, sê duidelik dat ons nie eintlik van vrees afskeid moet neem nie, maar reg moet vrees. So al sê die Bybel vir ons baie, moenie vrees nie, daar is seker goed wat ons nie moet vrees nie, maar daar is wel iets wat ons moet vrees, en net vir God moet ons vrees. Daar moet wel 'n sekere soort vrees in ons wees,
En dit is 'n eerbiedige vrees, 'n groot respekvolle vrees vir die Here. Onthou, Spreuke sê baie keer, wysheid begin by die vrees van die Here. En dit is wat Jesus hier in vers 28b ook vir sy disippels sê. Nee, vrees hom eerder. Ons moet van die doodse vrees vir die donker magte in die aarde, ons moet wegbeweeg daarvan na 'n lewende vrees van hom, God die Vader, wat verlig, wat heel maak, wat bevry. God bevry ons van 'n kroniese vrees wat onthoudend, waar ons aanhoudend bly spartel en obsessief aan die aardse en die eie lewe probeer vasklou. God se mag bied aan ons 'n skuiling in Jesus, in sy dood en opstanding. God is by magte om ons sending al dieper in sy eie sending in te trek, sodat ons vertroue volledig op God se trou aan ons berus. Eintlik gaan dit nie meer oor wat mense aan ons kan doen nie, maar wat God vir ons kan doen. Daarom sê Jesus, vrees ons nie mense nie, maar ons vrees vir God. Hy hou ons vas in sy hande en hy sorg vir sy verbondskinders. Ons tweede punt vir vandag gaan oor verbondenheid. Jesus spreek hierdie belangrike tema aan vandag. As disipel van Jesus leef jy in 'n verbond saam met hom. Hy het die nuwe verbond ingestel aan die kruis en jy is gedoop in hierdie nuwe verbond. Jy is deel van God se nuwe volk, die nuwe Israel. Jy is uitgekies om een van Jesus se disippels te wees met 'n spesifieke doel, spesifieke betekenis en 'n spesifieke sending en roeping in hierdie wêreld, ook in 2020. En vriende, hier wil ek graag verwys en julle ook bewus maak van 'n nuwe reeks met die naam The Chosen, wat so mooi uitwys hoe Jesus sy disippels uitkies en saam met hulle 'n besonderse pad begin loop. Hierdie reeks is tans op sosiale media beskikbaar en jy kan dit aflaai met hierdie skakel gratis. Die maklikste om dit te kyk is om dit op YouTube te gaan kry. Dit is ook daar beskikbaar. En hierdie eerste 8 episodes van die eerste seisoen is 'n baie mooi uitbeelding van Jesus en sy disippels wat in verbondenheid met mekaar leef en hoe hulle vir Jesus beleef, hoe die disippels vir Jesus ervaar en vir Jesus volg. Nou hierdie episodes van hierdie nuwe reeks kleur baie mooi die karakters van die Nuwe Testament baie mooi in. En dit laat ons van hulle ook beter verstaan. Karakters soos Simon Petrus en Andreas, wat eers vissermanne was, Maria Magdalena, die besonderse pad wat Jesus saam met haar geloop het, Thomas, Bartolomeus, en dan een van die groot karakters, Matteus, wat eers 'n tollenaar was, beeld hierdie reeks baie mooi uit, hoe hy van 'n tollenaar wat deur die hele volk afgeskryf is, geroep word deur Jesus en die eerste boek van die Nuwe Testament skryf. En ook karakters soos Jakobus en Nicodemus en nog vele meer word ingekleer in hierdie reeks, sodat ons ook sekere dele van die Bybel nog beter kan verstaan, beter kan verlig. Nou in vandag se teks, Matteus 10, leer Jesus vir sy disippels in vers 24, 'n leerling is nie hoër as sy leermeester en 'n slaaf 'n diensknegt nie hoër as sy eienaar, sy heer nie. 'n Leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan, soos dit met sy leermeester gaan. Die ou vertaling sê, 'n leerling moet tevrede wees dat hy so sy meester word. En tot 'n manier as disippels van Jesus word ons al meer en meer soos Jesus, meer heilig, meer bruikbaar vir God in hierdie wêreld. En dan verder sê hierdie vers, en 'n slaaf as dit met hom gaan, soos met sy eienaar. Dit het swaar gegaan met Jesus. Hy is vervolg, hy is aangeval. En ons as volgelinge van hom, sê Jesus, moet dit ook verwag. Maar ons staan nie alleen nie, ons staan in verbondenheid met hom. En dan verder sê vers 25b, as hulle die hoof van die huis, die skeldnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met baie erger name uitskel nie. Die disippels van Jesus word hier gewaarsku wat vir hulle voorlê, en so versterk Jesus hulle om 'n voorbeeld te wees. Die verwagting en oproep is juis dat hulle in volkomme verbondenheid aan Jesus moet leef. Die disippels word hier verder opgeroep in hierdie toespraak van Jesus aan hulle
'n navolging van Jesus en om meer soos 'n rabbi te word, deur ook die goeie nuus te verkondig. Later, indien jy die verse net na vandag se teks wil lees, na vers 33, sien jy ook dat nie eens familiebande, biologiese bloedbande, hierdie onverskrokke verbondenheid tussen Jesus en sy disippels behoort te troef nie. Christus se bloed oortref alles en daarom moet ons verbondenheid aan Jesus eerste prioriteit wees. Sonder persoonlike betrokkenheid, verbondenheid van albei kante, van Jesus en van ons, dis 'n albei kante verhouding, kan daar geen sprake wees van navolging of enige sending nie. Die punt van ons roeping is tog duidelik, volle oorgawe aan Christus en sy sending, dit word van ons gevra. Ons moet in oorgawe leef aan Christus en nie net halfpad binne jou gemaksone bly nie. Ons moet ten volle vir Jesus leef. Hy moet ons eerste prioriteit wees, sonder enige vrese wat nie oorwin word nie. Dit is nie aldag maklik om 'n Christen te wees nie. Baie mense sê dit. Baie mense draai ook af van die Christenpad af, want die pad raak moeilik en ons uitdagings. Maar disippelskap roep ons ook tot feesviering en getuienis van hoe ons hier en nou deel het aan die onverskrokke en vreeslose sending van Jesus Christus. Soos God vir Jesus gestuur het en God en Jesus die Heilige Gees gestuur het, stuur God drie-enig vir jou en my in hierdie onsekere wêreld in, met 'n Christus boodskap in verbondenheid met hom. Liewe gemeente, ek wil afsluit met vers 32 wat vir ons sê: elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, elkeen wat voor die mense vir Christus bely, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek, openlik bely voor my Vader wat in die hemel is. Bely beteken natuurlik om vir Christus te erken en van hom openlik te getuig. En hier sê Jesus, indien ons van hom bely, sal hy ook ons bely as gelowiges en disippels van hom voor sy Vader. Hy sal vir ons instaan in verbondenheid, sodat wanneer God die regter optree, ons vergewe is en ons rein is en ons aan die regterkant van God se oordeel staan. Jesus praat dieselfde taal in Johannes se visioen in die laaste boek van die Bybel, Openbaring 3 vers 5b, sê Jesus, ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Wat 'n vreugde en vreeslose wete is dit, dat ons aan Jesus Christus behoort in verbondenheid. Hierdie roeping van Christus tot volle vertroue in sy sending is alles behalwe afgehandel en klaar met ons. Dit was uiteindelik tog nie spykers wat Christus aan die kruis sou bind nie, maar sy liefde vir ons. Genade is duur, genade is kosbaar, genade is duursaam, juis omdat dit nie bloot net 'n idee of 'n gedagte of 'n lering is wat ons navolg nie, maar Christus in sy volle wese self wat ons navolg. En om soos hy ons geleer het, verder saam met hom in die wêreld te gaan as gestuurders en verder te leer en heel te maak, heelheid te bring. Dit is ons roeping, dit is ons sending, om heelheid te bring in 'n wêreld wat gebroken is, om shalom te bring. Amen. Kom ons sing saam die volgende slotlied, dit is die opdrag van God. Dis die opdrag van God, dis sy groot gebod, om jou naaste lief te hê, soos jouself. Hy gebruik vir jou
Jesus se naam staan ons sterk. Hy maak ons deel van sy liggaam, hy maak ons deel van sy kerk. Hy leef in ons harte, en in Jesus se naam staan ons sterk. Ons wil weer baie geluk sê vir die lidmate in ons gemeente wat verjaar in Junie. Mag dit 'n wonderlike verjaarsdag wees, mag dit 'n wonderlike jaar wees. In hierdie vreemde tyd, hierdie vreemde jaar, dinge wat baie vinnig verander, mag julle steeds die Here se nabyheid beleef en mag julle al die seëninge wat die Here vir julle gee en steeds gee, voor dankbaar wees en mag die Here vir julle nog vele jare gee. Baie geluk met julle verjaarsdag. Jy is ook welkom, soos ek noem, elke week om my te skakel indien jy wil praat oor iets, vra het om te vra. Ek is hier om jou te help, om jou geloof op te bou en saam ook die koninkryk van God uit te brei en die goeie nuus van Jesus Christus te leef en te verkondig. So gee my 'n likeie as jy wil praat oor enigiets. Dan die laaste afkondiging vir vandag, die geloofbelijdenisboeke het aangekom. Ek het 9 bestel, daar is so 7 leerders in ons gemeente wat moontlik geloofbelijdenis kan aflê. Indien jy geloofbelijdenis wil aflê, indien die kategese wil loop, laat weet my net weer, sê jou naam, wat 'n graad jy is, of wat 'n jaar jy op universiteit is, en dan skryf ons julle in vir hierdie program, en dan sit ons julle deur die kategese, en dan laat ons julle geloofbelijdenis aflê. Ons sien baie uit om hierdie pad saam met julle ook te stap, die jong mense. Of as jy ouer is en jy wil ook nog geloofbelijdenis aflê, het nog nie gedoen nie, kom praat met my en dan gesels ons. Ons dink aan om vir die ouers se boek te gee en vir die kinders se boek en dan wanneer ons bymekaar kom, werk ons hierdie goeie boek, geloof wat regtig is. Werk ons dit deur sodat jy verstaan waaroor gaan die geloof, wat is die inhoud van geloof, wat is die betekenis van die lewe. Dan wil ek jy graag seën vandag en ek wil jy groet met die volgende woorde. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om aanval op jou te weer. Die Here is onder jou om jou te dra wanneer jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. En so seën die Here, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, jou. Mag jy 'n goeie week hê. Amen.